Ek gaan sommer afskop deur vir jou te vra, vertel my sommer so 'n klein bietjie van jouself. Waar kom jy vandaan? Waar het jy opgegroei? Net so 'n breë knypie. Ja. Ek kom uit Potchefstroom, gebore en getoe. My ouers het gewerk, my pa het gewerk by die universiteit as 'n interne ouditeur, so in die administrasie. Hy was 'n eerste generasie student wat deeltyds kon studeer. So in KwaZulu-Natal groot geword, matriek gemaak en toe by Sanlam begin werk en in die aande met die bus gery van Klerksdorp na Potch. So toe ek voltyds kon studeer, was dit vir my ouers 'n geweldige stap vorentoe in ons familie se geskiedenis eintlik. Ja, so hoër volksskool gewees, van daar af universiteit, op Potchefstroomse Universiteit, BA tale gestudeer, HOD gedoen, so Afrikaans en Nederlands en Engels was my hoofvakke. Diploma in onderwys gedoen, die hoër onderwys diploma, en toe 'n honneurs in Engels, 'n meestersgraad in Engels. My inspirasie vir my meestersgraad het eintlik gekom deur Jacques van der Elst van die Departement Afrikaans en Nederlands. Al het ek dit in Engels gaan doen. Hy het ons bekend gestel aan Paul van Ostaaien se werk. Ek weet nie of jy sy gedigte ken. Vertel my. Ongelooflike werk. Werk wat hy doen deur visuele gedigte te maak. So as hy iets oor 'n oorlog doen, dan kan jy die oorlog op die papier sien, gebeur, visueel met die woorde. So dit het my geïnspireer. So op die eind het ek met E.E. Cummings se werk gewerk in my meestersgraad, en probeer kyk na hom as 'n ekspressionistiese digter. So ek het na Gottfried Benn hulle gaan kyk, die mense wat die ekspressioniste was, ook in kuns, en toe vir myself 'n raamwerk probeer skep vir hoe kan ek letterkunde interpreteer, as ekspressionisties of nie. Gate uitgeniet, gaan skoolhou toe daarna in Klerksdorp, vir Afrikaanse kinders Engels gegee, in Westfalia Hoërskool, gate uitgeniet, 2 jaar daar gewees, en toe het my hoof, meneer Maree, eendag vir my op die speelgrond het hy gesê, Susan, jy weet jy hoort nie hier nie. Ek sê vir hom, wil meneer my nie hê nie, hy sê nee, jy moet universiteit toe. Ek so bly jy's nou hier, maar jy moet universiteit toe. So het ek toe begin dink aan werk by die universiteit, en toe ek val 3 op Technikon toe, in my 3de jaar wat ek begin werk het, so 93, 94 skool gehou, 95 by die Technikon. Geweldige tyd van transformasie. Ek weet nie of jy toe in Suid-Afrika was nie, Aubrey Mukadi was toe ons rektor, professor Aubrey Mukadi. Harde transformasie. Ja. En welke jaar was dit? 95 aan. So van 95 tot 2002 werk ek toe by die Valdriehoekse Technikon in Vanderbijlpark. Ongelooflik baie geleer. My eerste klas wat ek gee, stap ek in, 600 studente, almal swart studente, en die vloere is geweldig glad. Ja. En ek is aktief en besig voor in die klas. En toe ek so om 'n hoek kom, gly ek. O, wêreld. En 600 stemme sê saggies, sorry. So die liefde. Pragtig. Die absolute liefde van mense. Ja. Maar daar het ek ook, soos ek sê, harde transformasie. So baie lang stakings, groot stukke van ons universiteit afgebrand in die tyd. Ons moes almal versekering kry teen jy weet, opstande vir ons motors en so. Ek onthou na 'n lang staking, wat ons gesluit was vir 3 maande, wat vir my goed was, ek kon aan my D werk. Ja. Maar die studente is 3 maande agter, né? Ja. Nou stap jy met daardie verantwoordelikheid terug die maandag, alles is afgehandel, ons kan klas gee. En ek onthou my student Mavitu Kaba sit in die klas en hy sê, maandagoggend 8:00, hy's in purchasing management, hy neem Engels by my. Ma'am, you don't support the transformation. En ek sê, Mavitu, maar waar val jy nou uit? Nee, maar daar's 10:00 'n vergadering oor die onderhandelingsprosesse en waarom gee ek nou klas? Ek mag nie nou klas gee. En ek kon En die onderhandelinge sou gaan oor transformasie? Of? Die onderhandelinge is eintlik afgehandel. Dit was 'n inligtingsvergadering, 10:00. Om vir ons te sê, ons is nou terug na al die opstande van 3 maande. Nou gaan ons moet inhaal, want hierdie studente moet met dieselfde kwalifikasies uitstap vanjaar
as ander studente. So, daar was groot druk op die akademiese personeel. En Mawito het die klas aanhou ontwrig gesê, you don't support the transformation, en ek het bly sê, Mawito, waarvan praat jy? 10 uur gaan ek saam met jou vergadering toe, ons gaan almal vergadering toe, ons wil ook die inligting hê, as dosente, maar nou is dit 8 uur die oggend, ek moet nou klas gee, jy is agter, ek moet probeer inhaal, en ons het planne om dit te doen. Ja. En Mawito het aangehou, en op 'n stadium het ek net besef, en weet jy, dit is momente in 'n mens se lewe wat daar stilte in jou kop kom. Ek onthou, ek het Mawito in die oog kyk gesê, Mawito, ek is vir jou lief, jy is 'n liewe kind, maar nou beroep ek my op die grondwet van ons nuwe land. En daardie grondwet sê, jy Mawito is vry, jy mag gerus die klas verlaat, ek sal hierdie les vir jou alleen herhaal, donderdag. Enige tyd wat jy wil, herhaal ek het vir jou. Maar nou is ek ook vry om my werk te doen, en dit is om nou klas te gee. Pragtig. En interessant, hy het aangehou karring, maar die jong vroue in die klas het op 'n stadium omgedraai en gesê, Mawito, Sugawena. As jy nie nou hier wil wees nie, gaan, ons wil hier wees. Sugawena. So dis waar my tande geslyp is in die politiek eintlik in Suid-Afrika, as 'n dosent. Ja, help my net hier uit, Susan, as ons nou praat van transformasie, wat was die essensie van die transformasie in die tyd gewees? Dit was gewoon 2 dinge, om Afrikaans uitgewerk te kry uit die universiteit, dit was 'n taalbeleid wat 'n dual taalbeleid was. Onthou, ek is 'n taalwetenskaplike, so vir my is dit baie belangrik om die definisies reg te kry, nee. So, dual medium policy sê 50% van die les is in Afrikaans en 50% in Engels. En dit het baie goed gewerk vir die Technikon voor 95. Maar binne 'n jaar het die populasie van die studente so verander, dat niemand meer Afrikaans kon nie. So ons moes verander aan die taalbeleid. Daar was nie 'n manier dat ons, die Afrikaanse studente het ook almal Pretoria toe gegaan. So die beleid het nie meer sin gemaak op daardie konteks vir daardie studente nie. So dit was die een deel van die transformasie, was rondom die taalbeleid, en dan natuurlik die rasse samestelling van die studente. Die het oornag verander. Nou, gestel dit was 'n 30% swart, 70% wit, het oornag verander na 90 swart, 10% wit. So dit is die transformasie wat Prof Mokadi ook gedryf het. Ek wil net so 'n stapie terugvat, jy het tale gaan studeer, wat sê vir jou as 'n jong mens, wat motiveer jou, hoe kom jy by so 'n punt uit? Is dit, waar kom die liefde van taal vandaan, vra ek nou eintlik maar? Ek hoor jou. En nou gaan ek 'n onelegante antwoord gee. Ek weet tot vandag toe nog nie wat ek wil word as ek groot is. Dit is net daar. Ek word 57 vanjaar en ek is goed besig. Ek is 'n burger wat my werk doen in Suid-Afrika, wat my belasting betaal en ook hier in Nederland. Wat gebeur het is dat einde van matriek het meneer Charles Brits was volksskool se hoof. En op 'n stadium het hy vir my kom sê, ek kan sien, jy weet nog glad nie waar jy wil heen nie. Nou, ek was 'n gelukkige student. Ek het goed gedoen in die dinge wat ek wou doen. My vriende sal giggel as ek praat oor my wiskunde, wetenskap en biologie. Maar my tale en my musiek het ek goed ingevaar as skoolvakke. En jou onderwysers het dit raak gesien. En hulle dit raak gesien. En ek was in die skool 'n debatteerder, ek was die voorsitter of die redakteur van ons skoolkoerant, die Veritas. So ek het altyd in tale, dit het maklik na my toe gekom. So meneer Brits se antwoord is toe op 'n stadium een oggend gryp hy my van die stoep af en sê, ja, ek kan sien jy weet nie waar jy wil heen nie, so wat ons nou gaan doen is, ek het die inspekteur van onderwys teruggeroep, en ek wil jy moet met jou en nog iemand te onderhoud voor julle moet onderwys toe. En so rig hy toe my lewe op 'n manier. Hier sit ek in hierdie onderhoud met die arme inspekteur wat toe teruggeroep is, want hy het eintlik al die onderhoude afgehandel vir ons skool. En so beland ek dus met 'n onderwysbeurs aan die voormalige Potchefstroomse Universiteit. So daarom doen ek die 3 jaar Engels en Afrikaans-Nederlands, want die is die skoolvakke wat ek dan gaan onderrig. En ek ondersteun dit met politieke wetenskappe, Frans, kommunikasiestudies, dis die ander vakke wat ek bygesit het. En
So na my meestersgrade sê die departement van onderwys, ons gaan nie toelaat dat jy die doktersgraad ook doen nie, jy moet nou eers jou beurs terugwerk. En so het ek toe dus gaan skool hou. Maar jy was primêr eintlik akademies gewees, akademikus gewees. Ja, ek het half, jy weet wat met jou gebeur as jy op universiteit kom en ewe skielik is dit wat jy doen, is jou net so interessant, dat jy kan aanhou werk, aanhou leer, dis nie moeite nie, nee. Angelie Sens, my voorganger, sê, vind daai ding wat vir jou 'n passie is, dan werk jy nie 'n dag in jou lewe nie. En dit is wat ek dink met my gebeur. En soos ek is jy so 'n mens ook, want ek is ook so 'n mens wat eintlik my hele lewe nog nooit gewerk het nie. Ek met taal alles gedoen het. Ja, so dit is, en dan, ek het, my ouers was baie, het ons absoluut ondersteun. Ek het nie wel af groot geword nie, ek het aan die verkeerde kant van die spoor, as jy Potchefstroom ken, weet jy dat volksskool aan die suide lê en gimnasium aan die Boedorp lê. So ek het nie aan die regte kant groot geword nie, my pa was nie in die akademie nie, so dit het ook in ons lewe 'n duidelike rol gespeel. Die rede hoekom ek dit vra natuurlik, as 'n mens lief is vir taal, dan dink 'n mens altyd primêr aan iets doen met taal self, skryf, die digkuns, skryfwerk, toneel uiteindelik, of nou ja, selfs onderwyseres word ensovoorts. So jy was dus absoluut die wetenskapper geweest. Ja, en toe het ek dus begin werk in my doktersgraad aan, ek het probeer verstaan hoe kulturele identiteit mense help om Engels in Suid-Afrika goed of sleg te leer. Dit is interessant. Kom ek stel dit nou banaal, gestel ek is 'n lid van die AWB, en ek voel heel sterk oor Afrikaans. Gaan dit maak dat ek Engels nie regtig ooit goed kan aanleer nie? Fascinerende vraag. Toe ek met twee populasies gaan werk, Sesotho mense en Afrikaanse mense. En die interessante bevinding wat ek op die eind gekry het, en dit word net al hoe waarder is, my Afrikaanse deelnemers, was so 200 deelnemers in die Valdriehoek omgewing, in bekende skole en op die Technikon, en die Sesotho deelnemers was van die Technikon. En bietjie toe al in die skool, 'n skool so Sasolburg gehoor, het toe al meer swart studente gehad. En wat ek bevind het was, en dit is nou, ek gaan dit eenvoudig maak. Hoe gaan ek dit in Afrikaans doen? Wortels en vlerke. Roots and wings. Ek het 'n vreeslike statistiese model gehardloop, waar ek mense dus vrae gevra het oor hulle kulturele identiteit, waardes, rasse-identiteit, etnisiteit ensovoorts. En toe het ek probeer om dit te korreleer met hulle punte in 'n gestandaardiseerde Engelse matriektoets, 'n leestoets. So ek het nie hier gesê, hulle dink hulle is so goed in Engels nie, ek het hulle werklik gaan toets. Toe het ek probeer kyk, watter van hierdie kulturele identiteitselemente korreleer die beste met 'n goeie punt in Engels. En dit was vir beide die twee groepe dieselfde tipe ding. Die Afrikaanse studente wat sterk etnies positief gevoel het, maar wat 'n world-minded attitude gehad het, hulle was minder rassisties, het beter Engels geleer. En die Sotho kinders wat 'n sterk positiewe swart identiteit, rasse-identiteit gehad het, maar wat ook minder rassisties was, ook meer world-minded was, het beter Engels geleer. So die hele idee van, as ek rustig voel in wie ek is, dan voel ek nie bedreig nie. En dan kan ek albei doen. Maar hoe affekteer dit dan jou taal, ek wou nou die woord kundigheid gebruik, jou vermoë om die taal te kan aanleer? Jy staan oop daarvoor? Ja, jy staan oop. Wat 'n mens noem, hoe sal jy dit tog in Afrikaans mooi sê, Johan? 'n world Maar jy het nou gesê wortels en vlerke, so hoe sterker jou wortels, hoe rustiger ek gesetel is, ook dan hoe sterker jou vlerke, met ander woorde, hoe minder bang is ek, hoe minder angs het ek, om goed te raak in iets anders, want dit bedreig glad nie wie ek is nie. En dit het my op die pad van meertaligheid gesit. Met ander woorde, maar jy praat van jy staan sterk in jou eie, die wortels is dus sterk. Dit is nie fundamentalisme waarvan jy praat nie, jy praat van net 'n baie groot liefde vir die eie, en dit stel jou in staat om dan ander wêrelde om jou in te neem, deel te maak van jou, te assimileer. En nie te voel dat dit bedreig nie.
En assimileer is 'n interessante woord. Want as jy nou dink aan Star Trek en die Borg en die assimilering, nee. Dis juist nie dit nie. Dis juist die rustige saambestaan van 'n klomp dinge. Dis die behoud van die eie en die byhaal van die ander en dit goed van mekaar kan skei waarskynlik. Absoluut krities vir kognitiewe ontwikkeling. Daar word nou bevind dat mense wat die geen vir demensie dra, die wonderlike werk van Ellen Bialystok. Sê dit nog 'n keer vir my. Die mense wat die geen dra vir demensie. Daar's werk gedoen oor die lewensloop van mense wat monotalig is en dan 2 en of meertalig is. En die afskoptyd vir die siekte is vir die mense wat 2 of meertalig is 7 jaar later as vir eentalige mense. Dis nie dat jy dit nie gaan kry nie. Jy dra die geen. Maar jou meertalige brein en jou tweetalige brein beskerm jou op 'n manier langer teen degeneratiewe siektes soos demensie. Dit is fascinerend. So meertaligheid bring nie net, dit bring kognitiewe voordele, dit bring natuurlik ook voordele vir die aanleer van nog tale. Alle strategieë wat jy het, ek onthou toe ek Sotho begin leer het, dit het gebeur eintlik een oggend in vereniging in 'n parkeerterrein, stap ek met my 2 klein kindertjies terug van 'n film af, ons het Saterdag films gaan kyk, stap ek terug met hulle na die motor, en iemand, die karwag skreeu op my, Glokomela, die Koloi, en ek hoor duidelik die man waarsku my, maar ek weet nie van wat nie, en ek stop met die tweetjies en ek wag, en wat ek toe later leer hy vir my sê is, pas op vir die karre, Glokomela is pas op, en die Koloi is die karre. En toe moet ek begin assosiasie, hoe te vetkoek gaan ek my Glokomela onthou? Nou toe sit ek en dink, ek het die woord geleer in 'n parkeerterrein met my 2 kinders wat mal is oor sjokolademelk. So Glokomela en chocolate, sjokolade is naby mekaar. So daardie strategieë wat jy as 'n taalaanleerder vir jouself ontwikkel, word net al hoe makliker om aan te wend om nog 'n taal te leer en nog 'n taal te leer. So daar's talige voordele aan meertaligheid. Jy leer ander tale makliker. Dan staan natuurlik enorme sosiale voordele. Die oomblik as jy vir iemand in sy taal kan ten minste dag sê, ten minste kan sê, hoe het jy geslaap? Jy spreek tot 'n ander deel van daardie mens. Nou, in Suid-Afrika dink ek net, vir my is die belangrike punt, en ek doen my eie klein sensus in die Valdriehoek. Ek het in 2010 dit gedoen, 2015, 2020, en ek gehoop om nou in 2025 nog 'n stel data af te neem. Waar ek vir studente vra, wat dink jy is jou sterkste taal, jou tweede, derde, vierde, vyfde sterkste taal? En dan vra ek hulle 'n stelletjie vrae daaroor. Hierdie sterkste taal. Is dit gekoppel aan jou identiteit, ja of nee? Is dit 'n taal waarmee jy net wil kommunikeer? Is dit 'n instrument? So, as ek na al die tale gelyk kyk, kan ek byvoorbeeld sien, op die oomblik, dat die meertaligheidsprofiele nie kleiner word nie. As jy dink oor size en shape, die grootte van hierdie profiele bly dieselfde in die omgewing. So, almal wat sê, Afrikaans is aan die sterf, Sotho is aan die sterf, Zulu is aan die sterf, ek sien dit nie in my empiriese data, in die Valdriehoek nie. Nou, dis nou nie die hele land nie, maar dit is 'n stad. Valdriehoek is nie 'n plattelandse gebied nie, dit is 'n industriële omgewing. So, weer eens, my versoek altyd net is, kyk ook na data. Natuurlik is daar sterk emosie altyd by taal betrokke, maar ek probeer net sê, as wetenskaplike, sien ek nie dat hierdie profiele kleiner word nie. So Afrikaans-Engelse mense, fascinerend, die tweetalige profiele van Afrikaans-Engelse mense in die Valdriehoek. Selfs Afrikaans-Engelse mense, en hulle is maar iets soos 15% van die mense uit die groepe, die 4 groepe wat ek nou al getoets het, wat sê Engels is nou my sterkste taal. Baie klein groepie Afrikaanse kinders sê dit vir jou. En as ek hulle dan vra, hierdie taal Engels, wat nou jou sterkste taal het, is dit aan jou identiteit gekoppel? Nou wys. Afrikaans is. So, wortels, vlerke. Ek sien nie 'n skuif
in daai verhouding tussen tale nie. Ja. En ek sien dieselfde by die Sotho studente en die Zulu en die Xhosa studente en almal wat in my profiel sit. Ja. Kan ek net iets vir myself hier uithaal uit alles wat jy nou vir my gesê het, wat ek nou dit nou hier in my kop inskiet. Dis jy sê ook eintlik vir my in hierdie wêreld van verwarring, van wie is ons, waar hoort ons, sê jy ook vir my hoe sterker die wortels, met ander hoe sterker jou eie begrip van jouself, jou belonging, jou eie identiteit is, hoe meer is jy in staat ook om die wêreld in te gaan en die wêreld te omarm, te omhels. En om so kultuur, jou eie kultuur is dus baie regtig belangrik. En dan ook belangrik om te verstaan hoe daardie kultuur, ek het vir Harry Wells van die VU nou die dag verduidelik. As jy in Suid-Afrika woon, dan het jy nou, waar ons gewoon het jy 'n hek, wat jy met 'n knoppie moet kan open toe, en jy het elektriese drade, so die goed moet heeltyd hersien word. So ek staan toe eendag en kyk hoe iemand die afstandbeheer van ons hek herkalibreer. Afstandbeheer het knoppies, so daar's en dan druk hy een in, hierdie een 2 druk hy in, daai nou hy uit, daai nou uit, hierdie een druk hy in. Dis hoekom daai afstandbeheer my hek oopmaak, maar nie my buurman se hek nie. Al het ons dieselfde motor, daar's 'n ander stelling vir hierdie knoppies. Kulturele identiteit werk presies dieselfde. Kulturele identiteit kan 'n element van ras in hê, rasse-identiteit, geloof, etnisiteit, waardes, noem maar op. Daar kan 'n hele klomp elemente 'n rol speel. Maar vir 'n sekere kulturele identiteit word een ding belangriker as 'n ander. So byvoorbeeld, wat my totaal verstom het in my DE se data was, vir Afrikaanse kinders, ek het vir hulle die vraag gevra, jy is by 'n braai, ergens in die land, iemand kom na jou toe en sê, Johan, ek sien jy's 'n lid van groep X, klap jou rustig op die rug, maar jy's nie 'n lid van groep X nie. Wie gaan jy sê, is jy 'n lid van? En wat is die eienskappe van daardie groep? So dis hoe ek probeer het om mense te kry om self te beskryf, wat is hulle kulturele identiteit, en watter elemente speel 'n rol. Vir Afrikaanse mense, jy gaan dit weet, wat is die sterkste merker van Afrikaanse identiteit? Is die taal. Ek het 200 kinders gehad, hulle begin almal, ons praat Afrikaans. Religie speel 'n rol, kulturele gebruike speel 'n rol, maar die taal staan heel voor. Dis die kern van jouself. Dis die kern van die kulturele identiteit vir die groep mense. Vir Sotho kinders, fascinerend. Dit was 'n rasse, die ras is belangrik. I'm black. I'm from Africa, I'm black. En dan die taalelement. Maar daar's iets werkliks omtrent wat die kind dan sê ook natuurlik. Die taalelement was fascinerend. Sotho kinders sê vir jou, Sotho mense is, hulle sê nie een vir jou ons praat Sotho nie. Dit het nêrens in my data gestaan nie. I'm a Mosotho, we speak Sotho. Ek is Afrikaans, ek praat Afrikaans. Die Sotho kinders sê vir my, ek is swart, en as hulle 'n taalelement beskryf, dan sê hulle, Sotho mense is vredesoekers, Moshweshwe se mense. Ons wil oor tale heen kan praat. So, nou, wat is die punt wat ek probeer maak? Ek dink dit is regtig belangrik om elke kulturele identiteit te respekteer en regtig diep te probeer verstaan empiries. En dan nie te dink dat wat vir my werk, ook vir jou gaan werk. Dis die respek wat ons vir mekaar moet hê. So soms wanneer Afrikaanse mense sit en taalbeleide maak, dan doen hulle daai ding van, maar vir almal is die taal die belangrikste ding. En dit is nie. En dit beteken nie vir 'n ander groep mense dat hulle minder sterk oor hulle taal voel, of dat hulle taal nie verloor is nie, glad nie. Maar daar's ander elemente. Ek wonder net of as jy dieselfde toetsing sou doen oor 20 jaar, wat sal jou bevindings wees? Want ek en jy, en ek is ouer as jy, groei natuurlik op in 'n tyd waar binne ons taal, Afrikaans is essensieel tot ons identiteit. En word ons uiteindelik ook so, ek sou nou sê, waarskynlik half Nederlands, die keel ingegoten. En dan die kind waarvan jy nou praat, die Sotho kind,
het natuurlik sy Of eie my kind. ervaring Ja. wat sy identiteit skep, wat dalk nou net anders is as die van jou. Ja. So hoe gaan dit oor 20 jaar lyk? Dis juist hoekom ek my klein sensus probeer doen. Ja. So ek het nou letterlik data van 2010, 2015, 2020 en ek kon die vergelyk en ek kan dit dan statisties ook doen. Ek kan dan letterlik kyk, krimp hierdie profiele of nie. En op die oomblik lyk hulle konstant. En wat Afrikaans aanbetref spesifiek? Bly konstant. Hulle leer nie derde tale aan. Suid-Afrikaanse mense leer nie Setswana nie, leer nie Sesotho nie, leer nie isiXhosa aan nie. So dis wat ek ook sien, daar's 'n stagnasie. Hoekom? Afrikaans-Engelse, ek noem dit 'n repertoire. As jy nou dink aan 'n opera repertoire of 'n klaviermense repertoire. Jou taalrepertoire. As jy Afrikaans en Engels in daai repertoire het, jy kan oral gaan. Jy het niks anders nodig nie. Dis wat daai kinders vir my sê. Hulle sê vir my Afrikaans gebruik ek voluit vir musiek, kuns, films, daar's amazing films in Afrikaans, my pa, my ma, my familie, die hele ding. En ek kan net so in die Engelse klas instap en ek funksioneer soos 'n moedertaalspreker. Wat 'n kragtige repertoire. Absoluut. Wortels en vlerke. Die Sotho repertoires bly meer kompleks, bly 3, 4, 5 tale. Ek dink, ek voorspel as ek vanjaar my ding gaan doen, kan dit afgaan na 4 toe. Ek dink dit kan minder word, want dit is 'n baie groot repertoire, 5. Jy weet, dit is baie tale om in jou brein aan die gang te hou. En natuurlik nooit almal op dieselfde. Ek het nogal toevallig die vraag in 'n swart Suid-Afrikaner onlangs gevra, as jy nou deur die strate van Soweto stap, al die tale wat hier verbygaan, kan jy hulle van mekaar lostrek en hoe begryp jy al die en dit blyk duidelik te wees dat die gemiddelde swart man, as ek nou na hierdie man moet kyk, in staat is om al hierdie tale heel kundig met groot gemak te. Dis nie moeilik nie. Dit is fascinerend. Maar en dis ook krities. Dink nou weer een oomblik aan wat ek gesê het oor demensie. Jou brein is 'n spier. Dink aan hom as 'n spier. Ek sê nou dis 'n spier, sorry vir al die kundiges daar buite. Maar dis ook die omgewing waarin jy net sit nie. Maar as jy daardie brein dus net die hele tyd in een taal aanwend. As jy aan die brein as 'n rekenaar dink. As jy 5 tale in daai rekenaar het, dan's een heeltyd online en die ander 4 is nie heeltemal offline nie. Hulle is daar. En soms spring daai, wanneer ons dan code switching doen, waarvan ek ongelukkig 'n slegte voorbeeld is, dan spring daai ander taalse woord in. Dan sê mense partykeer, sy ken nie haar Afrikaans meer goed genoeg nie. Kyk hoe meng sy. Dis absoluut normaal vir 'n meertalige brein. Hoe kan jy anders as om hierdie bronne, hulle sal nie aan die slaap nie, maar jou punt wat jy net nou gemaak het, jy is reg slim. Jy moet die ander tale kan onderdruk op sekere momente. In 'n onderhoud met Johan Alders, ek wou nou amper sê polisieman speel in jou eie kop met jou eie taal. Jy moet dit monitor. En ek moet nou sê, ek is in 'n onderhoud hier wat Afrikaanse mense ergens gaan sien en hulle wil nie sien hoe ek meng nie. Stukkie ekstra dissipline. En dit oefen die brein. Executive control. Mooi. Dis die punt. Mooi gesê ook, executive control. Daarom is dit regtig belangrik om te skei. Ek kan sommer nou dadelik sien waarom 'n mens doodgewoon maklik verlief gaan raak op jou, want jou passie vir die taal is pragtig en jou passie vir wat jy doen is geweldig. Kom ons maak nou die sprong hier na Nederland toe. Het jy in al die pragtige dinge wat jy doen ooit ergens gaan ek ou lelike woord gebruik, die kalkulasie gemaak? Dat daar 'n dag sal kom dat jy hier in die biblioteek van Suid-Afrika huis hier op die Kruisesgracht sal sit? Dit is so 'n goeie vraag en ek het soveel heimwee as jy dit vra. In 1989 was ek 'n lid van die jongerenprojek wat hier vanuit die huis gedoen word. Dink mooi terug, Johan, 89. Nie 'n maklike tyd in Suid-Afrika se geskiedenis nie. Ek is 'n 3de jaar. Ons weet Nelson Mandela se vrylating lê voor, die muur val in November daai jaar. Dramatiese historiese momente, nê.
So ek kom op toer Julie 1989 met 12 wit Suid-Afrikaanse studente wat almal Afrikaans en Nederlands neem en 12 swart. Aha. Hier sit ons vir die eerste keer dus in 'n En julle ontmoet mekaar pas by die op die lughawe. Ja. En hier word ons in die Jacques Brel gastehuis in Brussel, almal onder een dak gebring. Geweldig. So vir die eerste keer sit swart meisies en wit meisies saam in 'n kamer. Wel, in ons belewenis en natuurlik op plase is dit anders. Daar dink ek is die lewe baie meer geïntegreer. Ja. En daar's ander kontekste waar dit seker meer geïntegreer was. Deel ons 'n badkamer, kan ons saam beplan oor wat trek ons vanaand aan as ons uitgaan ensovoorts. So dit het 'n geweldige impak op my denkprosesse gehad. Was dit ook die eerste keer in jou ervaringswêreld wat jy hierdie kombinasie het? Ek het in my eerste jaar, die Potchefstroomse Universiteit het in 1987, toe ek 'n eerste jaar is, nou dink ook wat dit beteken, het die universiteit vir die eerste keer voltydse swart studente toegelaat. Voor dit mag studente wel na-uurs gestudeer het, maar nie voltyds nie. Ja. So ek het wel swart studente langs my in die klas gehad. Ja. Min en die boetie onthou ek goed. En ek en sy was albei arm en Prof Annette Kombrink het gereël dat ons deur Woolworths gaan help met hulle marknavorsing in die dorp. So ek en sy het mekaar beter leer ken. So sy het 'n vriend geword en gebly. So ek het beperkte ervaring gehad. Die ander ervaring wat ek natuurlik altyd gehad het, is my weird tradisionele pa, wat nie patriargaal was nie, en wat respek vir alles afgedwing het. Nee, so my een groot pak slaag het gekom toe ek vir 'n ouer swart tannie nie respekvol dag sê nie. Jy weet, sal my pa my voeter, want dit is, jy doen nie dit nie, dis 'n ouer dame hier. So daardie belewennisse wel. Ja. Maar hierdie was my eerste, hier sit ons nou in 'n bus, nee, en ons reis saam en ons doen dinge saam. Ek beland in Berkel Enschot en Weert se omgewing, by die gasouers Frans en Nel Blessing. Hy is 'n mediese dokter, ek het hom vanoggend probeer opsoek. En Frans neem vir my en 'n dogter van Koffsies in, want sy wil 'n verpleegster word. So word ons nou by gasouers uitgeplaas. En hy besef toe hy kan vir haar help deur haar saam te neem hospitaal toe, maar hy kom vra toe vir my, wat kan hy vir my doen? En wat beteken hy vir my? En ek sê vir hom, joh, daar is soveel goed verbanne in Suid-Afrika. Ek sal Cry Freedom graag wil sien, die film. Hy sê, dit gaan ons reël. En hy bring vir my die volgende aand die video, en ek en hy het Cry Freedom deurgesit en kyk. Ek wou 'n ANC kantoor sien. Ek het gesê, ek weet nie hoe die ANC lyk nie. Ek hoor net hierdie stories van die ANC. En ek dink die muur val, maar voor die tyd, jy's nog eintlik in wese net agter daai muur. Net agter daai muur. En Frans help my om 'n voet te sit, 'n stap te sit, eintlik soos die Nederlanders sal sê. En dan het ek in die noorde... In die kantore van die ANC praat jy nou van? Weet jy, ek kan nie presies onthou vandag of hy tog my geneem het. Staalstraat. Na die kantore hier. Hy het my vertel en gesê, maar hy was baie bekommerd, want hy het gesê... Daar het 'n bom ontplof daar. Dit, maar hy het ook gesê, jy is te 'n kommunikeerder. Jy gaan Afrikaans praat en hulle gaan ons albei daar uitgooi. So ek weet nie of hy ooit die moed gehad het om my te neem nie, maar hy het my vertel. Want hy was bang oor my Afrikaans. Hy sê die oomblik as ek gaan praat, gaan hulle weet waar kom ek vandaan en dit gaan nie goed gaan nie. Jy weet, hy wil ook nie daar moeilikheid maak vir die mense nie, tipe van. In die noorde woon ek toe by meneer en mevrou Trinus. Meneer Trinus is 'n ingenieur wat werk by Philips. Mevrou Trinus is 'n parlementslid vir D66. So ontmoet ek 'n werkende vrou wat in die politiek staan. Wonderlike mens. Ek is ook op soek na haar om te kyk of sy nog met ons is en ek wil hulle ook weer graag. Ek en Bertus, my man, het hulle gaan besoek op 'n stadium. Maar toe ons jonger was, en nou is die tyd om vir hulle te sê, 36 jaar later sit ek nou hier. En in Amersfoort woon ek by die Leon Cachet se gare, wat baie ouer mense was, wat ons ook besoek het, maar toe was meneer al oorlede, mevrou het, of hy het toe nog geleef, ek kon haar nog sien.
ek en Bertus. So dit was jou eerste ontmoeting met Nederland gewees? Nee, 85 is ek België toe. Gepraat oor disinvestering. So my pa en ek wat praat oor disinvestering. Baie lang verhaal, baie kort. Rotarië redenaarskompetisie in Boys High, Kreerstraat. Potchefstroom. 20 van ons neem deel, want die eerste prys is 5 weke se reis na België. Ja. En my skool het altyd ons ondersteun, en jy weet, en ek was 'n goeie spreker, so gaan neem deel. Jy redeneer jou weg. Oral in. Soos my algebra onderwyser het gesê, ek kan nie verstaan hoe ek so sleg in algebra is nie, meneer Malan, want ek kan dan so mooi logies redeneer. Ja. Sorry meneer Malan. En François Hugo, my maat, wat my daardeur probeer help het. So gaan ek na die kompetisie toe. Nou sit 'n 7 minute Afrikaans, 3 minute Engelse toespraak. Dit was toe al mooi dat jy moet tweetalig wees. En dan voorbereide toespraak, en dan van agter af doen hulle die onvoorbereid. So ek is goed C. So ek was half die tweede of die derde kind in die voorbereid. En dan voer hulle 'n onderhoud 'n bietjie met 'n mens om net om te hoor dat jy nie wêreldvreemd is nie, want wie stuur hulle nou? Dit was 'n punt uit 'n onderhoud uit, en dan die onvoorbereid. En die onvoorbereide tema is toe disinvestering. Ek stap toe op, my ma het nie matriek voltooi nie. Sy het graad 11 uit die skool gegaan, want sy het besef as sy en my pa wil trou, sal iemand moet begin werk. Ja. En sy het in die poskantoor was sy 'n telefoniste. En so sy het nooit veel belang gestel in al die gesprekke van my en my pa nie. Sy het eintlik, as ons ook 'n bietjie heftig begin praat, het sy half gesê, stop dit nou, dis onnodig. Ja. Want disinvestering is 'n gesprek oor die politiek. Dis 'n absolute gesprek oor die politiek van die dag. Ja. En soos ek sê, ek en my pa het verskil. Jy weet, hy het sterk geglo, arm, swart mense gaan swaar kry. Ja. En ek het sterk geglo, hier, dis druk op die apartheidsregering, en dit is dalk nie die enigste ding wat apartheid kan beïnvloed nie, maar daar kan ander dinge, dit kan 'n rol saamspeel. Okay. So, die aand stap ek toe op die verhoog. En jy weet natuurlijk, jy was heeltemal reg gewees. Nou weet ek, dat het 'n deel gesê. My pa het nooit met my daaroor gepraat. So stap ek die verhoog op en ek sê, ek is Susan en ek weet nie veel van disinvestering nie. Al wat ek weet is, dit is dan wanneer hierdie maatskappye uit die land uit onttrek, en dan staan hierdie twee standpunte. Jy weet, my pa se en myne. En ek is jammer, maar dis al wat ek daaroor weet. Hoe meer ek praat, my ma sit so onder die balkon of die galery, en haar handjie is so in die lug, en sy pomp haar vuis. Ek dink, Jennes, wat gaan met my ma aan? Ek beter klaarmaak dat ek gaan kyk wat gaan aan. En ek stap af en ek sê, ma, wat gaan met jou aan? My ma se naam was Kotie. En sy sê, Susan, ek is al so gedaan, jy's die eerste kind wat geweet het wat disinvestering is. En so wen ek die kompetisie. Geweldig. Met my regse pa, wat vir my praat oor. Ja. So, toe gaan ek België toe vir 5 weke. Ja. Nou, 'n plekkie met die naam Zottegem in Vlaanderen. En die De Vryne familie en die Coetzee familie is vandag nog vriende. Geweldig. Ja. Nou, woon jy al vir jare lank in Nederland? Nee. Of? Bertus, my man, het... Is Bertus 'n Suid-Afrikaanse Bertus of 'n Nederlandse Bertus? Hy is 'n Suid-Afrikaanse Bertus van Rooi. Soos hy ook uit Potchefstroom uit. Hy het wel in die gimnasiumkant van die dorp groot geword. Ja. So jy het geupskou. Ek het geupskou. Ek weet dit absoluut. Ek het 'n beeldskone slim man. Bertus het toe ons in die akademie dus beland. Ek is 4 jaar ouer as hy. So ek het vinniger in bestuur beland. En toe moet hy nog grade klaar maak en so. En toe ons op 'n stadium toe sê hy vir my, as ek wil aanhou navorsing doen, sal ons elke 2 jaar vir my moet wegvat uit bestuur uit. En dan dat ek kan skryf. Anders gaan dit nie gebeur nie. Ja. Want letterlik op jou taakooreenkoms as institusionele direkteur akademiese ontwikkeling by Potch staan daar 0 research. Ja. Nee, dis nie my werk nie. Maar ek kan nie ophou met te doen nie. Dit is vir my net so interessant. Hoe kan jy in Suid-Afrika sit en nie meertaligheid wil dokumenteer nie? Ja. So worstel ek naweke en ek probeer in die nagte maar dingetjies doen. Maar van my slim man leer ek 2 goed. Die een is, wat jy doen, moet jy goed doen. So as ons het letterlik my navorsingsloopbaan, toe ek in bestuur was, gesien as 'n emmertjie.
Ja. En ek mag 1 vet druppel 'n jaar daarin sit. Maar dit moet 'n vet artikel wees en dit moet in 'n goeie tydskrif of 'n boek wees. En dan het hy gesê om dit te kan doen, moet ons November, Desember en Januarie in Europa gaan sit. Ja. Want dan is hier nog die biblioteke oop. Ja. Dis gesluit in Suid-Afrika en ek ontwrig nie my spanne so baie as ek November al weggaan nie, tot einde Januarie nie. Toe het ons letterlik goed gaan doen, soos ons het in 2003, 2007, 2010 in Utrecht gaan sit. En toe ons kinders begin kry het hulle gewoon saamgekom met 'n student as 'n au pair of my ouers as 'n au pair. So Bertus en ek vroegoggend uit aan die werk en in die aande versorg ons hulle dan. Ons het in 2009, 11 en 13 in Chemnitz gesit, die ou Karl Marx-stad in Oos-Duitsland. Daar gaan regtig niks aan nie. So dis great vir skryf. Daar's niks anders om te doen nie. En so dit sneeu, dis vrek koud. En lyk dit nog soos die ou Oos-Duitsland? Daai pragtige afgeleefdheid is daar, Ongelooflike plek. Die groot ou Karl Marx bosbeeld ook daar. Dis 'n ongelooflike plek. So ons het gegaan waar Bertus veral mense gehad het met wie hy saamwerk. Ons het ons eie navorsingsgeld gebruik en dat ons gesê, al wat ons soek is 'n kantoor en toegang tot die biblioteek. En baie mense was bereid om dit vir ons te doen. So ons het aan en af in Europa, ons het ook in Leiden 'n keer les gegee, 2016, toe deel ons 'n kursus, dan doen ek die makro-sosiologistiek en Bertus die mikro-sosiologistiek. So ons het seker so 2 jaar aan en af in Europa gewoon met die 3 maande periodes. Maar wat 'n pragtige loopbaan. My slim man. Ja, nou ja, 2 slim mense. Nee, Hoe kruis jou pad dan met Suid-Afrika huis? Hoe kom ek nou hier? Ja, my man stuur reëlmatig vir my advertensies van interessante beroepe vir my. Hoekom weet ek nie? Want ek werk voltyds. En jy is al so verskriklik besig. En ek geniet my lewe. Ek werk vir Noordwes Universiteit. Dit is interessant. Toe Bertus dus bedank by Noordwes om na die UVA te kom in 2020 Februarie as die Chair of English Linguistics. Toe sê die Noordwes Universiteit vir my, jy kan nie ook gaan nie. En hulle is ontsettend lief. Hulle vra vir my, hoe kan jy aanhou werk, al is jy in Nederland? En ons teken 'n aparte kontrak, wat letterlik sê, ek gaan 5 weke per semester in Suid-Afrika wees, in Vanderbijlpark op my campus, en dan die res van die tyd gaan ek online werk, uit Leiden uit. En dit het fantasties gewerk. My dekane het dit vir my dus moontlik gemaak, en ons het nie eers my taakooreenkoms, niks is verander nie. Ek gee 'n honeurstas in my spesialisering. Die studente sit in elk geval in Mafeking en in Vanderbijl. Ek sou een groep in elk geval nooit fisiek gesien het nie. Wat 'n wêreld, né? So toewerking van 2019 of so, vir Noordwes. So ek het geen begeerte om Noordwes te verlaat nie, dit is 'n fantastiese universiteit. Dit is 'n gebalanseerde onderrig navorsingsuniversiteit. Dis nie 'n navorsingsuniversiteit nie. Maar ons doen ongelooflike onderrigte. En dis belangrik nou vir Suid-Afrika. So gaan ek rustig aan. Nou stuur hy vir my hierdie dinge van dekaan Engels in Kopenhagen en dit en dat. En ek ignoreer hom goed gemanierlik. Ek sê net, dankie lieweling, en dan delete ek. En dan op 'n dag. In Januarie hierdie jaar stuur hy my hierdie advertensie. En dit was die raarste moment. Want ek wil nie eintlik in Europa werk nie. Ons is ook op pad terug, ons emigreer nie. So, ek sit toe en dink, wow, ek is nou hier. Wat 'n voorreg om Suid-Afrika te verteenwoordig in Amsterdam, terwyl ek hier is. Ek kan amper nie anders nie. Dit is amper of ek gedwing word, dit is waar ek nou moet wees. Maar sit jy met 'n bak vol kennis van wat is Suid-Afrika, as jy weet wat dit is, jy ken? Ek ken die jongerenprojek, ek ken, natuurlik op die webblad is pragtig, en ek dink Tara en die kollegas het dit pragtig gemaak, jy kan maklik navigeer. Ek sien toe die leerstoel,
wat ek toe leer deur na die webblad te kyk is die kennis en kultuurkomponent. Ja. En ek dink by myself van die kenniskomponent dis my water. Ja. Ek is 'n vis in daardie water. Ja. So die biblioteek en die argief dink ek het enorme potensiaal. Ja. En Rosalie bly die woord gebruik, die ontsluiting daarvan. Ja. Hoe om werklik te gaan sê, wat is in die argief? Ja. Ek wil dit 'n bietjie strategischer aanpak. Ja. As ek kan, en met die span. Ons is besig om aan ons eie strategie bietjie te verfyn. Ek wil ophou reaktief wees. Met ander woorde, 'n student wat aanklop en sê, ek wil hierdie kom bestudeer. Ek wil hê ons moet ons argief verstaan en dan moet ons kan sê, Maar dis die hooftaak eintlik op die uiteinde. Dis die essensie van die bestaan van Suid-Afrika. Die kennisdeel is absoluut krities, dink ek. Ek sou 'n oproep wou uitsit, soos 'n call for papers, en sê, ons het 5 beurse vir studente om A, B en C te kom ontgin. Doen aansoek, ons wil keur. Ek wil dit baie ook strategischer aanpak, dat ons nie net afhanklik is van mense se belangstelling nie. Ek dink nie ons moet daardie mense uitsluit nie. Dit moet nog steeds kan gebeur. Maar ek voel ons moet geld is 'n stuurinstrument. So as jy 2 of 3 spesiale projekte kan mooi definieer, dink ek kan ons strategies iets verder neersit, wat ek dink Angelie Sens reeds begin doen het. So dis aan die kennisdeel vir my. Aan die kultuurkant, dis die kant waar ek dus al 'n deelnemer was, jy weet, 'n redenaar was, 'n digter was, 'n skryf, jy weet, iemand wat gedigte op skool geskryf het en so. Aan daardie kant sit ek en dink ook weer, dit voel vir my net ons is 'n bietjie ons respond op dinge in plaas van om agentskap te neem. Nee. So gestel ons kan sê, hierdie is die ding wat ons wil belig. Ek neem nou sommer net 'n voorbeeld, nê? By die Noordwes Universiteit was ek lid van die span wat gender-based violence bekyk het, nê? Ons weet, dis 'n geweldige probleem in ons samelewing. Gestel dit word 'n tema. Hoe gaan ons sê maar ons kultuurelemente rig dat ons daardie tema op 'n werklik betekenisvolle manier uitpak oor tyd en dan na 'n volgende tema beweeg. Dan moet altyd ruimte wees. So dis jy praat dan wat dit van aktiwiteite van die huis. Dis dit. Kom ons gaan net terug na die woord ontsluit gebruik. As jy praat van ontsluit, verpak dit vir my. Wat as jy nou wat bedoel ek? Nie net wat bedoel jy nie, maar wat is daar om te ontsluit? Is eintlik die vraag. Wat bied die biblioteek of wat bied die argief vir of die navorser of wie ook al? Die mens wat belangstel, So verkoop dit 'n bietjie vir my. Dit is nou 'n moeilike vraag wat jy vra, want dit is juis, ons wil juis projekte nou loods, en Rosalie is besig daarmee, om intern te gaan sê, ons versameling hier in die biblioteek is die volgende. Het die volgende klempunte. Ons argief het ons weet op 'n makrovlak, weet ons hierdie is 'n organisasieargief. Ons weet dit het die ou NZAV dokumente, dit plus al die ander elemente wat bygekom het. Presies. Ek wil 'n vlak onder daardie vel gaan. En ek wil vir iemand sê, as jy dink aan temas van vandag, in Nederland en in Suid-Afrika en in België of in die wêreld, wat kan hierdie argief vir ons insig ingee? Watter temas is hier, watter stof is hier, wat ons kan ondersoek om daardie temas te belig. So dis wat ek met ontsluit bedoel, dat ons 'n vlak dieper in ons eie argief moet gaan kyk, al moet ons projekte daarvan maak, en sê, vra 'n mens om ons versameling te ontleed, en te sê, julle gaan mank hieraan, of julle is sterk hierin, wil julle hierin uitbrei? Besluit daaroor. Maar as organisasie het Suid-Afrika Huis dit nog nie in huis nie. Daar is nie. Nee, daar is definitief die eerste vlak beskrywings is gedoen. Ek dink net, kom ons praat oor die inligtingstyd, nê. Jy onthou die tyd ons oor knowledge workers gepraat het, nê. Ek dink daardie kenniswerk kan nog dieper gebeur. Ek sien dit as vlakke. Die hoofvlak beskrywings is gedoen. Maar hoe om 'n student wat nie eintlik weet wat sy wil doen nie,
Hoe om haar te inspireer, dink ek kan ons beter doen, deur te sê, man, as jy breedweg in familiegeskiedenis geïnteresseerd is, weet jy wat, ons het hierdie briewe tussen twee bemindes, Ja. wat oor soveel kilometer met mekaar, oor soveel jaar gepraat het. Of die taalkunde hoek, ons het hier 'n persoon wat gedink het sy skryf nog in Nederlands, maar sy het eintlik al Afrikaans geskryf. Wil jy oor die ontwikkeling van die taal iets gaan sê? Jy hoor wat ek sê. Ek verstaan wat jy sê, wat ek daaruit haal is, jy moet min of meer, jy moet 'n soort samestelling kan maak van wat is die stof, wat is die inhoud, wat is dit wat jy hier in jou besit het, wat die huis versamel het deur die jare, wat jy kan aanbied aan diegene daar vir verdere ontginning. En dit kan bemark. En dit dit is kan presies bemark, die punt wat jy maak. ja. As ons daardie kan doen, gestel nou, kom ons praat oor teikengroepe. As jy die eenvoudige Tony Manning beginsel vat van weet 'n organisasie wat is sy doel, Ja. en weet hy wie sy teikengroepe, en weet hy wat doen hy om sy doel te bereik Ja, vir en wat elke het hy in huis? teikengroep. Ja, Nee. ja. As jy dink aan ek sit nou en dink aan die teikengroep, die Nederlandse teikengroep. Nee, een van ons belangrike teikengroepe is dus Nederlanders wat lief is vir Suid-Afrika. Ja. En daardie groep het geweldig verander oor tyd. Praat 'n mens essensieel van akademici dan? Praat jy van 'n breër groep? Nee, jy praat van die kulturele groep ook. Jy praat van 'n koningin Wilhelmina generasie. Ag, die pragtige verhaal van Paul Creer wat sy bakkie watertjies drink. Ja. En koningin Wilhelmina wat haar bakkie optel. Die bewondering wat sy ook vir iemand soos hy en die ander boeregeneraals byvoorbeeld gehad het. Nee, dit was een groep Nederlanders wat 'n liefde gehad het. Daardie tyd het half geskuif. Toe kom die anti-apartheidstyd. So ons is besig om in die, ek wil nie eers sê die post-94 tyd, ons is besig in die dag van vandag om te probeer bepaal, wat voel Nederlanders nou oor Suid-Afrika? Wat weet hulle oor Suid-Afrika? Is ek, Susan, jammer om jou nou hier te onderbreek, is een van die probleme, of ek wil nie sê daar's 'n probleem nie, maar is een van die dinge waarna moet gekyk word, in elk geval is tog op die uiteinde nou in die jaar 2025 jou identiteit. Ek bietjie die vraag van wie is ons nou uiteindelik? Wie is ons mark? Wie Alle wil ons organisasies dink ek van hierdie aard moet heeltyd eintlik hiermee besig wees. So, maar in die konteks van Suid-Afrika en ons geskiedkundige ontwikkeling. Weet jy wat het geweldig verander? Hier's 41.000 Suid-Afrikaners in Nederland van 2023 af. Dis 'n hense tyd. En hoe bring jy hulle hier na toe is 'n bietjie my vraag. Presies, dis die punt. Die punt is, ons het nie net meer een teikengroep nie. Hier is die akademici bly 'n teikengroep. So vir hulle is die taal en die geskiedenis mense, wat is in ons versamelings en hoe kan dit hulle ondersteun om hulle werk te doen. Dis 'n teikengroep, die akademiese groep. Die Nederlanders wat lief is vir Suid-Afrika, wat doen hulle nou in Suid-Afrika? Hulle hou vakansie. Totale ander groep as ek noem hulle nou die koningin Wilhelmina groep, maar 'n totale ander groep Nederlanders. So hoe kry 'n mens 'n bewustheid by hulle dat wanneer hulle die pragtige plek besoek, dat daar tog 'n spesiale band is. So hoe verdiep jy op die toerisme deel af ook hulle verbintenis aan die huis? Maar nou gaan ek net 'n bietjie lastig wees. En neem my nie kwaadlik nie. En ek dink dis tog dinge waarmee jy besig moet wees. Is dit essensieel Suid-Afrika huis of is dit in sy essensie en karakter eintlik nog die Afrikaanse huis? En waarheen wil jy? Wat is die huidige en ook wat is die mark op die uiteinde as jy dan in die terme wil praat? Baie interessant. En ek sou die hele tyd en dit klink vir my baie vreemd vir my om dit te sê, maar die ding van behou en bou bly in my kop. Natuurlik moet ons die Afrikaanse mark nie verloor nie. Dit is die mark wat oor jare en dit is die rede hoekom die plek begin ontstaan het, nee, die liefde vir en eintlik, ek weet nie, ek wil nog 'n mooi woord gaan uitdink. Ja, die assosiasie is nog baie sterk. Daar's 'n sterk Afrikaans-Nederlands assosiasie. En kom ek praat weer as 'n taalwetenskaplike. Wat grappig dat ons mekaar kan verstaan. In 'n wêreld waar net Engels gesien word as 'n taal wat oor tale heen kommunikeer. Wat fantasties dat ons met mekaar
tussen België, Nederland en Suid-Afrika, kan ek aanhou Afrikaans praat, my Belgiese kollega kan sy Vlaams of Nederlands doen, en my Nederlandse kollega sy Nederlands, en ons kan mekaar begryp. Ja. Dit sal in 'n wêreld wat al hoe verder uit mekaar uitdryf, stompsinnig wees om nie die taalkonneksie te behou nie. Maar in Suid-Afrika meer as dit, definitief. En ek dink dat 'n ou kan uitbrei en bysit. Ek dink, dit is iets wat ek by Noordwes Universiteit geleer het. Ja. Ek dink die taalbeleid by Noordwes Universiteit is uiters suksesvol, omdat ons nie probeer minder maak het nie, maar meer. Ja. En dis presies wat ek dink ons aan die inskuif is. Ons gaan nooit die konneksie met Afrikaans in die spesiale band verloor nie. Maar ons het Soweto Soul in die huis gehad, donderdag aand. 'n groep Zulu sprekende mense wat met Joep van Pelt samewerking het. Joep is lief vir musiek en hy het in Zulu Soweto Soul musiek iets gevind wat vir hom mooi is. En daardie saamwerk om ietsie in Zulu te doen en Joep doen 'n versie in Afrikaans. Ja. Op daardie Zulu. Ja, ek sien die waarde daarvan, ek sien ook die mooi daarvan, maar nou net sommer vir die lekkerte daarvan. Gaan ek ook vir jou sê, maar is julle nie bang dat die spesialiteitshuis die handelshuis gaan word nie? Baie interessante vraag. Behoort dit 'n handelshuis te word? Wat is ons rol? Is ons 'n restaurant? Nee. Wil ek graag hier mense kan koffie drink as hulle hier aankom? Ja, dit is so Suid-Afrikaans. Want jy is ook nie Suid-Afrika toerisme nie. Nee, ek is ook nie die ambassade nie. Presies. So, exactly. Om die fyn lyn daartussen te vind. Wat ons vind, dit is, Is dit, Susan, jammer, nou is ek regtig lastig, is dit omdat dit politieke druk van die dag is? Is dit omdat dit die taal van die dag is? Dis gewoon hoe ek as Suid-Afrikaner is. Ek merk in jou tog, ten spyte van hoe jy jouself wil beskryf, tog 'n groot stuk aktivisme in jou karakter. Dit gaan my help. Die vraag is nou net, die vraag is nou net vir my, waaroor dan die aktivisme? En dit bly vir my 'n kernvraag, want ek gaan nou die opmerking maak, ek sien nou Paul Kruger se pragtige portret. Die staat nou hier in die trappenhuis van Suid-Afrika is. Daar's baie Afrikaners ten minste wat vir jou gaan sê, dit laat my lastig voel. En ek moet jou eerlik sê, as 'n ou Afrikaner sê ek ook self, soek jy vir Oom Paul. Dis nou nie dat ek Oom Paul so verskriklik behoeftig aan Oom Paul is nie, maar is tog deel van die karakter en die kultuur van, en eintlik die groot produk wat ek hier in die huis self vir myself sien. So dit bly so 'n bietjie iets van 'n vraag. 'n vraag, van hoe gaan ons daarmee om, hoe gaan julle daarmee om, en wat is nou die slim ding om te doen? Ek dink in Rosalie en die biblioteek en die argief het ons natuurlik kurators van formaat. En al die kuns en die argiefstukke wat ons het, voel ek verdien almal 'n plek om ook te verskyn. So ek kan baie mooi sien hoe ons, en daar's ook ander organisasies met wie ons in kontak is, wat dalk sê, kan ons Oom Paul 'n bietjie leen? Ons wil hom 'n bietjie aan die wand hang. Ek moet sê, dis 'n besondere mooi portret. Waarom nie? Waarom kan ons hom nie uithuur vir 'n oomblik en hom weer terugbring? En so dis 'n bietjie wat in my gedagte is. Net soos wat die Ryksmuseum 'n hele klomp dinge in sy onderste, wat is 'n basement nou in Afrikaans? Sy kelders het. Nee, daar sit skatte in daardie kelders. Is hier ook nog 'n klomp skatte wat nie regtig 'n kans kry. Maar ek dink nie dit is handig om dinge in die kelder te gaan plaas omdat jy ongemaklik voel oor die dinge. En ek dink mens kan nie van jou geskiedenis af wegkom nie. Ek dink as Suid-Afrikaner is dit die een ding. Dit is nou, ek weet nie of ek die goed op film moet sê nie, maar daar's historiese momente wat jou heilig of onheilig maak. Wel, wat jy definieer. As 'n groep, as 'n land, as 'n volk, as 'n nasie. En as 'n Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner is die geveg om met jou onheiligheid grasievol te lewe, bly 'n geveg. En dis nie 'n geveg wat ek ligtelik opneem, want daardie geveg het twee komponente. Die een is, ek is 'n trotse Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner. Dis wie ek is. My kinders praat Afrikaans. Ek het hulle in Afrikaanse skole laat matrikuleer.
Dis vir my belangrik dat Afrikaans voortbestaan in ons gesin. En aan die ander kant lewe ek nie onbewus van die effek wat my Afrikaansheid ook op ander Suid-Afrikaners het nie. So dis in daai komplekse nexus wat ek bestaan. En as ek nie met respek kan omgaan met my eie gebroke geskiedenis nie, dan sal ek ook nie met ander mense sin kan nie, nee. En dis my geveg. My geveg is om grasievol te bestaan as 'n Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner. Nou, jou vraag oor, wat toe jy half sê, nou, laat ons nou die moeilike vraag vra, die breër word. Miskien het my generasie aangeskuif, ek weet nie. Ek kon nie deur die transformasieprosesse in die 90's gaan en in die 2000's gaan en die 2015's gaan met Fees Must Fall en die bewustheid dat ons land, ons mense val volledig. Ek kan nie daardeur gaan en nie die hele Suid-Afrika met my probeer saambring. So, weer eens, sê dit dat ek die een deel wil wegwens, glad nie. Dan moet bygesit word. Ons is ook meertalig. Ons is ook divers. Dis nie een ding nie. Ek het groot respek vir die posisie waarbinne jy jouself bevind. Ek wil terselfdertyd ook vir jou sê, my eie, en dis waarskynlik 'n bietjie nie goed deurdagte, relatief oppervlakkige observasie, om dit nou maar so lelik te sê, sal wees dat jy bevind jouself eintlik op 'n krusiale punt in die ontwikkeling van hierdie huis in terme van sy bestaan, sy karakter, sy identiteit, die toekoms in, en die besluite wat jy sal maak in jou tyd hier as direkteur van hierdie organisasie, gaan jou of 'n heldin maak, of 'n uitgeveegde, uitvagende, wat 'n sonde kan pleeg in die doen van in die behoefte van die regte ding te wil doen. Absoluut. Ons dans nou al twee bietjie rond met netjiese woorde en so aan. Maar jy's reg. Die geskiedenis sal oordeel. En ek is baie bewus daarvan, maar en dit is die fascinerendste ding. Miskien is dit as soos 'n mens ouer word, die bevryding, nie? En ek sê altyd, ek voel my in my hart 'n boeddhistiese dopper. Ek weet nie of daar so iets bestaan nie. Maar as jou hart reg is, en jou bedoeling is so suiwer soos jy kan, geen bedoeling is net suiwer nie, maar jy kan dit duidelik formuleer, en jy kan mense rondom jou oortuig, en jy kan luister na mense soos jy wat sê, wees maar versigtig vir die, dink 'n bietjie verder. As jy dit so op 'n bedagte, deurdagte manier kan doen, dan is dit ook so, dan moet die geskiedenis jou oordeel. En dan kan, ek probeer nie, interessant, die hele ding van 'n legacy, ek verstom my altyd as mense oor sit, dis so 'n belangrike woord, jy weet, wie die hel is jy om te dink, jy het 'n legacy, jy is een klein spikkeltjie, in 5 miljoen jaar se gebeure, so ek dink nie in sulke terme nie, ek probeer dink in terme van, wat is die regte ding om te doen met hierdie beginsels in gedagte. En dis hoekom ek baie sterk voel, miskien is dit die boeddhistiese dopperdeel, die boeddhistiese deel van, wees maar net suiwer met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En dan aan die ander kant, maar wees ook maar duidelik wat jou strategie is, nee. Die Calvinistiese deel van sit dit maar mooi uiteen en begrond dit maar duidelik, want dis al wat daar is op die eind. Sou jy dink jy daar is waarde aan die moontlikheid om dalk die ding oop te breek, terug ook by die huis, tussen die akademici van Suid-Afrika, tussen die taalliefhebbers, tussen die taalkundiges, vir 'n uitnodiging rondom wat ek graag sou wou sien, 'n robuuste debat rondom die voortbestaan van die karakter van Suid-Afrika huis, want dit beteken vir baie mense baie dinge, en ek dink alle gevoelens moet in die proses hiervan in ag geneem word, en so 'n goeie vraag, of het so my vraag eintlik is, sou jy oopstaan vir so iets, om met byvoorbeeld 'n lidnet of te nooi vir gesprek, jongens, kom ons kom met tafel by mekaar, kom ons begin die gesprek, wat moet ons doen?
Ons is tans besig daarmee intern. Ons is besig om, ek is in wat ek my onboarding phase vir Junie is om te luister. Ja. So ek is besig om te luister na elke afdelingshoof. Ek het hulle gevra, wat dink jy is die doel van die huis vandag? Ja. En wie dink jy is die teikengroepe? En dan die breë vlak en op baie spesifiek in jou afdeling, die biblioteek. Hoe dien jy daardie teikengroepe? En hoe slaan jy hierdie doel? Nee. En so ons is besig om dit intern eers deur te trap. En ek hoor wat jy sê, dat dit belangrik is om te luister. En dit is waar. En daar sal 'n tyd kom vir na buite luister. Ja. Ek gaan dit aan jou so stel. En ons vat dit 'n bietjie aan. Ek gaan my vreeslike verwaande stelling maak, naamlik hou in gedagte, Susan, hierdie huis hoort aan ons. Dus luister na die stemme wat jy intern hoor, maar ek sal tog 'n pleidooi gaan lewer vir die luister na diegene wat hierdie huis omhels met hulle harte deur die jare heen en vir wie hierdie huis 'n besondere betekenis het. Die beursies ouens moet jy maar oorgesels. Ek praat puur van die mense vir wie hierdie huis 'n bepaalde betekenis het. En daai betekenis hoef nie 'n benoude, bekrompe iets te wees nie. Dit kan inderdaad ook vryheid wees. Dit kan, absoluut, Johan. So dis 'n baie genuanceerde gesprek. Ek dink nie ek en jy gaan daarby. Ja. Definitief. Ek probeer net sê, as ons 'n mens wat konstant na buite luister, word geparaliseer, nê? Want jy kan nie alles vir almal wees. So jy's reg, daar's 'n interne en 'n eksterne moment. En op die oomblik is ek met die interne moment besig. En dis 'n goeie punt wat jy maak, om dalk 'n bietjie te gaan kyk. Ek is nogal bietjie skepties oor groot vertoon in groot gesprekke. Ja, nee, ek verstaan. Ek sou individuele gesprekke met belangehebbers, dink ek, kan 'n fantastiese bydrae maak. Ja, en ek het iets van 'n informele denktank rondom my. Gewoon fantastiese mense wat lief is vir Suid-Afrika en vir die huis. En wat bereid is om saam uit te dink, jy weet, en saam met ons groep te dink. Ek het 'n laaste vraag aan jou, sommer net om ons 'n voorskou te gee van wat het jy in gedagte vir hierdie komende jaar, maar net voor, en dit gaan dan om my laaste vraag moet wees, ons is nou regtig uit tyd al. Ek geniet hierdie gesprek vreeslik baie, Susan. Ek het jou pas ontmoet. Jou passie is heerlik om te ervaar. Dit is geweldig, dit is pragtig. Dit is werklik waar om verlief te raak op. En ek mag dit maar sê as 'n ou man vandag. Maar ek dink die huis is in goeie hande. Is my gevoel wat ek regtig uit my hart uit kry. Ek verstaan die ontsettende groot vraag waarin daar invulling gegee moet word hier. Ek begryp dit werklik waar, maar ek glo die huis is in goeie hande. Dus vanuit daai goeie hande gee ons so 'n voorskou van idees wat jy dalk het vir die komende jaar, veral gesien dat dit 100 jaar Afrikaans is. 100 jaar Afrikaans. Ek is ook jammer, ek dink ons het daai bus gemis. Jy weet, toe ek kom nou hier aan en hier was nie regtig iets in plek nie. Maar ons is besig om regtig groot te beplan aan die festival vir 2027. 27. Ons wil al ons dingetjies in 'n ry kry, dat ons mooi die subsidies kan aansoek voordoen waarvoor 'n mens kan, en dat ons die regte mense as kernmense half kan identifiseer vir afdelings, nê. Jy weet nou van die fees dat dit gaan rondom musiek, dit gaan ook rondom die letterkunde, dit gaan ook rondom, daar is 'n handelskomponent daar agter ensovoorts. So dis iets waaraan ons baie hard werk op die oomblik.